God is goed. Hy bly goed. Hy bly standvastig. Hy bly getrou. Hy bly heilig. Hy bly naby jou. Hierdie is, ek vertrou in my Vader en ek bewaar my hart van leuns. Dis hoe goed hierdie God is, dat wanneer ons lewe spreek, spreek ons dit nie omdat ons die antwoorde het nie. Ons spreek dit want ons ken ons Vader. Welkom by Simfonie se podcast. Simfonie is 'n Suid-Afrikaanse kerk aan die Wesrand van Gauteng, waar ons groot liefde vir mekaar, vir God en vir ons gemeenskap het. In ooreenstemming met 2 Timoteus 3 vers 16, glo ons die Bybel is geïnspireer deur God en is bruikbaar vir lering en regstelling, sodat die kinders van God voorbereid sal wees om in die waarheid elke goeie werk uit te kan voer. Ons is opgewonde om hierdie kosbare, Heilige Gees geïnspireerde boodskap te deel en mag hierdie saad vrugbare grond vind. Goeienaand, Simfonie gemeente. Dis my so lekker om vanaand hier by julle te wees met hierdie kosbare woord wat die Here vir my gegee het om te deel met julle, geleentheid gegee het. En die tema is spreek lewe. Nou, voordat ek verder aangaan, wil ek net vir jou vra, kyk so 'n bietjie terug na jou eie lewe. As jy nou terugdink in jou eie lewe en dink waar jy nou is, soos wat ons voorheen gebid het nou, hoe goed God regtig vir jou was tot nou toe. Dat as jy terugkyk in jou lewe, is daar moet tye wees waar jy besef, God het ingetree, God het my gehelp, God was by my. En as jy selfs nou in 'n seisoen is waar dit challenging is, weet net God is by jou. Want soos wat ons hierdie nuwe jaar ingaan, is daar soveel onsekerheid. Daar's elke liewe jaar, wanneer ons in die Januarie tydperk verby is, Januarie is verby, die 17 weke van Januarie is verby, en ons kyk nou vir die res van die jaar, en ons besef, daar kan baie gebeur in nog 11 maande. En voordat ons so uitvee, is dit weer Kersfees, en dan, want tyd beweeg vinnig, almal weet, tyd begin vinniger en vinniger beweeg, soos wat ons na 2030 toe beweeg. Maar dit kan intimiderend wees wanneer jy kyk na wat voor lê in 2026, maar ek wil vanaand vir jou sê, daar's een ding wat seker is. Dis eintlik een persoon wat seker is. Jesus Christus. God is. God is goed. Hy bly goed. Hy bly standvastig. Hy bly getrou. Hy bly heilig. Hy bly naby jou. Hy gaan jou nie verwaarloos nie. Maar dit is so maklik wanneer ons in die middel van 'n bouprojek, dink nou vinnig in 'n bouprojek. As jy in die middel van 'n bouprojek instap, gaan jy lag as die ou vir jou sê, okay, so hierso is ons projek. Hier is die kafeteria, hierso's halfte van hierdie kantore en hierso's die parkeerarea, en as jy daar stil staan en vir die ou kyk en sê, okay, maar hoe gaan ek nou hier kom eet? Dis nog nie eers tafels en stoele nie. Maar ons is geneig om dit te doen. As God besig is met ons, dan is daar sulke tye in ons jaar, ek weet nie of julle dit ook al ervaar het nie, tye wat ek staan en wonder, Here, is daar nog tyd vir hierdie ding om te gebeur? Gaan dit nog gebeur? Here, dis nie wat ek gedink het gaan gebeur. Ek het nie gedink dit gaan nou al so lyk nie. Ek het gedink ek sal nou al klaar in daai mansion van huis en goed. Ek het gedink ek gaan nou klaar daai lekker luukse bakkie hê. Here, wat se plan het U nou vir my hierso? Maar die plan van God is soveel groter as wat ons kan besef. En al wat daai is die wêreld, ons het ook 'n rol te speel in hierdie proses wat ons probeer fast forward. En die vyand kom en maak ons amper ongeduldig. Want ons wil graag hê dit moet nou gebeur. Ons het al genoeg gehoor vir die afgelope paar jaar dat alles is kits, alles moet vinnig gebeur, alles moet nou gebeur. Ons kry KFC in 15 minute, party in 2 minute, hang af wat se branche jy besoek. Maar ons het dit nou al genoeg gehoor, maar wat gebeur wanneer ons hierdie fast forward knoppies die hele tyd probeer druk? Die vyand kom klop op ons deur en hy sê vir ons, hoekom moet jy so lank wag? Inteendeel, daar is situasies waar ons selfs in die versoeking gelei kan word. Daar is tye wat ons net pleinweg op stroppelus wil raak. Ons wil ons ding hê, ons wil dit nou hê en ons begin murmureer. Nou dit is 'n woord, dis eintlik
dis soos 'n geestelike vloekwoord, murmureer. God haat dit. God haat murmurering. Want dis 'n teken van wantrou, dis 'n teken van isolasie, dis 'n teken van selfstandige ek soek dit nou so. En omdat dit nie so is nie, is lewe nie goed genoeg nie. My omstandighede is power, want ek is die een wat nou besluit het dis wat die omstandighede is en dis nie goed genoeg nie. Dit is die klank wat die vyand wil hoor. Die klank van wanhoop, die klank van murmurering en dis die klank van 'n verlore kind. En dit is die klank waarna die vyand smag. Die wêreld ook, as hulle hoor 'n Christen doen hierdie goed, dan raak hulle amper bly en opgewonde want dan dink hulle ja, hy is besig om my punt te bewys. Maar wanneer ons besef, ons ken hierdie God, die God wat ons nou geniet het, die God wat ons nou aanbid het, wil ek vir jou sê, jy's nie 'n verlore kind nie. Nou, daar's 'n kosbare gedeelte in die woord van God wat ek vanaand wil deel en dit getuig net van hierdie perfekte Vader. Dit getuig van hierdie God wat so standvastig is en getrou is dat ons stom kan staan en net geduldig wag want God se plan is besig om so mooi te ontrafel. En daar's 'n gedeelte in die Bybel wat ek vanaand met ons wil deel. Dis 'n gedeelte wat ek wil hom so graag net oopbreek. Dis 'n baie kosbare gedeelte in die Bybel want dis direk na hierdie seisoen waarin Abraham homself vind waar hy het nou al op 'n stadium 2 keer gejok oor sy vrou wat sy sussie is en ons het nou al genoeg van dit gehoor dat hy wil sy eie planne nog steeds maak in daai seisoen. Dan kom ons by 'n plek waar God hierdie verbond met hom gemaak het en gesê het ek sal my belofte hou aan jou en ek maak hierdie verbond sodat ek kan sê ek sal seker maak dit gebeur. Nou kom ons op 'n plek waar sy seun gebore is. Hulle het 25 jaar lank gewag vir Isak, hy en sy vrou. En dis nie dat as ons in die begin van daai 25 jaar gesien het, hiersoos hierdie paartjie en hulle moet nog 25 jaar wag vir 'n kind, dan sou ons sê ek kan nie sien hoe dit gebeur nie. Geen mens kan sien hoe dit gebeur nie, want raai wat? Sarah was 90 jaar oud toe sy geboorte gegee het aan Isak. Abraham was al 100 jaar oud gewees op hierdie stadium en dit is klaar 'n wonderwerk op sy eie. Maar hier kom ons in Genesis 22 en God is besig met 'n curveball. Ek sou nooit voorspel as ek nie al die Bybel voorheen gelees het nie, sou ek nie voorspel het wat God hier doen nie. Hy roep Abraham nader en hy sê ek gaan gou vir jou 'n toets gee. En ek lees vir ons, dis redelik leeswerk, maar ek weet julle gaan dit geniet. Genesis 22 vers 1 tot 8 lees ek vir ons uit die 33 of 53 vertaling. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê: "Abraham," en hy antwoord: "Hier is ek." Toe sê hy: "Neem jou seun, jou enigste wat jy liefhet, Isak, en gaan na die land Moria en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys." Daarop het Abraham die môre vroeg klaar gemaak en sy esel opgesaal en 2 van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem en hy het hout gekloof vir 'n brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan waar God hom aangewys het. Op die 3de dag toe slaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. En hy kyk vir hierdie berg waar God nou net vir hom gesê het: "Jy moet jou seun vir my offer as 'n brandoffer." En Abraham sê aan sy dienaars: "Bly julle hier met die esel. Ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en dan na julle terugkom." En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en dit op sy seun Isak gesit en die vuur en die mes in sy hand geneem. So het hulle twee dan saamgeloop. Toe spreek Isak met sy vader Abraham en sê: "My vader," en hy antwoord: "Hier is ek, my seun." En hy sê: "Hier is die vuur, hier is die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer?" En Abraham antwoord: "Woorde wat my stom slaan. God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun."
So het hulle twee dan saamgeloop. Nou ek wil vir jou vra, sit jouself in hierdie man se skoene. Hy het so lank gewag vir hierdie belofte van God. En dit het gebeur. Hy het so lank geglo, dat God self gesê het, ek reken jou as regverdig as gevolg van die geloof wat jy het. Hy het hierdie massiewe pad saam met die Here geloop, vol beloftes en vol moeilike tye. Jy sien, dit kan maklik gebeur, dat ons met onsself kom spook, en die vyand kom spook met ons, en selfs die wêreld kan met ons kom spook, maar in hierdie storie sien ons dit nie. In hierdie storie kan ek nogals indink, Abraham vra homself af, Here, het U my tot hiernatoe gebring, om vir my 'n les te leer, om te weet dat U my beskerm, ongeag, want toe ek gejok het oor my vrou, vir hierdie groot leiers, het hierdie groot goed gebeur, en U het dit aan hulle openbaar, hulle gespaar nog ook, en nou kom ek op hierdie punt, moet ek nou hierdie tipe prys nee? Hoekom kan hierdie man in geloof gaan, en weet, God bly goed. God het vir my hierdie ding gesê, maar God bly goed. Hy het gesê, ons gaan en gaan aanbid, en ons gaan terugkom. Net soos wat hierdie kind oud genoeg is, om 'n pak hout op sy skouers te laai, en saam met hom 'n berg te klim, sê God, gee hom vir my as 'n brandoffer. Maar hierdie man het God geken, en dis in hierdie tweede gedeelte wat ek nou gaan lees, van vers 9 tot 13, waar daar staan, toe hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou en die hout reggelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Dis hoe baie Abraham God vertrou het. Hy was op pad om dit te doen. Hy was nie op pad om te breek nie. En dit konfronteer my so. God wat so goed is. Die man getoets, maar het hom nooit verlaat nie. God wat so goed is, het hom hiernatoe gebring, en Abraham het gesê, as U vir my sê ek moet dit doen, sal ek dit doen. Ek wil niks tussen my en U hê nie. Ek wil vir jou vra vanaand, is daar iets wat jy toelaat tussen jou en God? Is daar iets wat God sal vra, en jy sal nie bereid wees om dit op die altaar te sit nie? Is daar dinge? Is daar middels? Is daar mense? Is daar gewoontes? Wat jy nie bereid is om op 'n altaar te sit om die toets deur te gaan nie? Want Abraham wat ook maar net 'n mens was bereid om sy eie seun op te sit. Hy was bereid om dit te doen. Maar ons sit met sulke struikelblokke, ek in my persoonlike lewe, om te vergelyk met hierdie situasie, kan ek nie eers nie. Ek wil amper sê, Here, vat alles met asseblief maar nie toets nie. Moenie my so toets nie, Here. En ek lees vir ons van vers 11 af, maar die engel van die Here het na hom van die hemel af geroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees, en jou seun, jou enigste van my nie sal terughou nie. En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met eens 'n ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. Jy sien, daar is hierdie kosbare gedeelte in die Bybel, hierdie kosbare Spreuke vers wat so kragtig is, maar dit beteken eintlik vir my so veel meer as wat ek nog altyd gedink het.
Ek en Pastor Jacques het eendag so lekker gesels voordat hy 'n preek gehad het en dit blaas my nou nog weg. Want wat het Abraham hier gedoen? Spreuke 4 vers 23 sê bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Want daaruit is die oorspronge van die lewe. Want net soos wat Abraham hier by hierdie berg kon oploop en twyfel en murmureer en bang raak, vreesagtig raak, het hy sy hart bewaar van daai versoekings af. Hy het sy hart bewaar van daai sonde af om te sê, Here, ek weet nie of ek U kan vertrou nie. Ek weet nie of U getrou sal bly aan dit wat U klaar vir my beloof het nie. Hy het daar opgegaan met een op die troon van sy hart. Die een wat lewe gee. Die een vir wie hy sy hart gee en vir wie hy sy hart bewaar. Want soos wat Abraham hier opgeloop het, kyk hy na sy seun en hy antwoord sy seun in geloof. En hy sê, God sal voorsien. Hy spreek lewe in 3 kringe en ons gaan hierdie 3 kringe nou behandel, maar in Spreuke 18 vers 21 wys dit net vir ons die krag wat God, toe hy ons in sy beeld gemaak het, gegee het. Dit sê dood en lewe is in die mag van die tong en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. So hier besluit Abraham, ek gaan lewe spreek in myself, my denke. Want hoe belangrik is ons denke tog? Ons binnestem. Ek lees vir ons 'n Engelse vers, Proverbs 23 verse 7, uit die New King James Version. It sê, for as he thinks in his heart, so is he. Nou hier's definitief, hier moes 'n worsteling binne hom gewees het op 'n stadium, want hy was op pad om sy kind te slag. Daar moes 'n worsteling gewees het. Maar hy het gekies om lewe te spreek toe sy kind vir hom vra, "Pa, waar is die offer? Dit maak nie sin wat gebeur nie. Jy het nou net vir hulle gesê ons gaan berg toe gaan, ons het alles wat ons nodig het vir 'n offer, maar waar is die offer?" Hy kies om in daai oomblik lewe te spreek deur te sê, "Ek weet nie." Hy het gesê God sal dit voorsien. Want hy het geweet wat God reeds beloof het vir hom. Hy het geweet in watse pakte is met God. God het vir hom klaar gesê, jou nageslag sal meer wees as die sterre in die hemelruim. Die mense wat jou seën sal ek seën en die wie jy seën sal geseënd wees. En hy het klaar hierdie belofte voldoen dat Isak gebore sou word, sy eie seun, sy enigste seun. Hy het vasgestaan in dit wat God reeds gesê het. En hy het dit uitgespreek, nie omdat hy 'n oplossing gehad het nie. Want hierdie is nie 'n welvaartsteologie nie, hierdie is nie Name it and claim it nie, hierdie is nie word of faith, wat ook al nog daar buite kan wees nie. Hierdie is, ek vertrou in my Vader. En ek bewaar my hart van leuns. Want hoeveel keer het elkeen van ons al hier gesit, of by die huis gesit, by die werk gesit, en leuns van die vyand akkommodeer, asof hy 'n sitplek in ons hart verdien. Hoe bewaar ons hart dan? Want hierdie God is so goed, dat ons dit nie kan glo nie. Sy genade is so groot, dat ons dit nie kan verdien nie. God het niks om te verloor nie. Hy kies om homself te verheerlik in juis die kinders wat hulle rug teen hom gedraai het. Wie hy na toe gekom het uit sy genade uit, wie hy gered het uit sy genade uit. Dis hoe goed hierdie God is. Dat wanneer ons lewe spreek, spreek ons dit nie omdat ons die antwoorde het nie. Ons spreek dit want ons ken ons Vader. En as jy enige ander vader ken wat nie goed is nie, dan is jy besig om met die verkeerde vader te praat. Jy's besig om die verkeerde iets, 'n sitplek in jou hart te gee. Dis in hierdie innerlike worstelstryd
wat ons so maklik ervaar, waar Galasiërs 5 vers 16 tot 17 vir ons sê, as ons in die gees leef, gaan die vlees nie saamwerk nie. Want hulle twee staan lynreg teenoor mekaar. Hulle kan nie saamstem nie. Daar sal 'n worstelstryd wees, maar bewaar jy jou hart vir die een wat daai troon verdien. Want daar's net een wat daai troon verdien. En dis nie 'n goedkoop troon nie. Dis in hierdie tweede kring, toe Isak vir sy pa vra, maar pa, waar is hierdie offer, waar Abraham lewe gespreek het in sy geliefde se lewe in sy seun se lewe in. Hy het vir sy seun gesê, God sal voorsien. Want hy moes logika kant toe gooi. Hy moes gesê het, gaan nie nou 1 + 1 met jou doen nie, my seun. Ek gaan 1 + X met jou doen. God sal voorsien. Want ek ken hom. My God is goed. My God heers. Hy kan enigiets doen. En dis in hierdie situasie waar ons onsself so maklik kan vind dat ons logika soek wanneer ons naaste, ons geliefdes, ons familie, ons vriende, mense wat so naby aan ons leef, deur hierdie moeilike tye gaan en ons voel verantwoordelik om antwoorde te gee. Wie het al so gevoel? Jou hart breek vir hierdie persoon. En jy wil net antwoorde gee. My vrou het my geleer, luister. Nie na antwoorde gee nie. Luister eers en dan bly jy stil. My vrou het my goed geleer. Maar God sê nie vir ons, gee vir almal die antwoorde nie. Nie in hierdie verhaal nie. In hierdie verhaal, ek wil jou vra, het jy al as jou vriend na jou toe kom, jou geliefde na jou toe kom, en hulle deel hierdie moeilike tyd, of jy hoor van hierdie moeilike tyd waardeur hulle gaan, het jy al vir hulle gebid? Het jy al gesê, kan ek asseblief vir jou bid? Voordat jy wiskunde begin doen en logika begin volg en formules probeer kry van, jy weet, ek het hierdie al geleer uit my lewe uit en al die goeders. Voor dit begin, het jy al oorweeg om die eerste stap te vat in geloof? Nie in logika nie. Dan wil ek jou vra, as hierdie mense na jou toe kom, hierdie geliefdes en hulle hou aan sukkel, het jy al hande op hulle skouers gesit en gesê, jy weet wat, ek wil weer vir jou bid. Ek wil hande oplê en ek wil saam met jou na die troon toe gaan. Ek wil saam met jou na die voete van Jesus toe gaan. Het ons al in omstandighede waar God iemand se naam op ons harte plaas, ek weet nie of jy dit al ervaar het nie, maar ons ewe skielik net hierdie gedagte van hierdie persoon, en God lê daai naam op jou hart, en jy reageer amper nie eens, net, dis 'n persoon in my lewe. Maar ek kan bely, ek het al tye gehad wat ek net begin bid vir iemand, en die volgende keer wat ek hulle sien, dan hoor ek hierdie testimony. Min wetend dat ek gebid het, ek het al lank al vergeet ek het vir hulle gebid. Maar God gebruik ons so. Hulle noem dit 'n intree gebed. Maar die belangrikste ding vir my in hierdie konteks, wanneer ons met logika kom, dan voel ons altyd die verantwoordelikheid om oplossings te gee in gebed. Het julle dit al gedoen? 'n Resep vir God te skryf in gebed en te sê, Here, hierdie gaan werk. OK, ons is een en ek het gesê dit gaan werk. So, neem met klein met daag gat ons. En ek sit en dink in hierdie voorbereiding en ek besef hierdie kinderlike ding wat ons as kinders van God maar kan doen. Ek wil vanaand vir jou sê, 'n eenvoudige gebed gee al die opsies oor in God se hande. Ek weet nie of dit verstommend is vir elkeen hier nie, maar God weet beter. Hierdie hele Bybel wat ons so lief het, is geskryf deur die Heilige Gees en deur die mense wat hy gekies het om te gebruik. Maar hy inspireer hulle met elke woord. Sien ons ervaar hierdie verantwoordelikheid, maar wat Romeine 12:15 vir ons sê, is wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Daar staan nie, sê wat jy dink beter is vir die mense wat bly is en
trek die ander ouens op en vertel hulle wat om te doen as hulle treur nie. Dit sê, sit daar by hulle. Moenie vir hulle oplossings gee nie. Sit by hulle. Laat die liefde van Jesus daar werk. Staan by mekaar. En die eenvoudige gebed, dis 'n gevaarlike gebed hoor, want jy word baie lief vir jou vyande. Dus Here, gee my asseblief dieselfde hart wat U het, Here. Laat my hart klop vir hierdie mens, soos wat U hart vir hierdie mens klop. Die beste ding wat ons kan doen is om eerste op te tree in gebed. Eerste na die almagtige, soewereine, heerser van die heelal, Vader, Abba Vader, Redder, toe te gaan en te vra, Here, help ons. Ek staan saam met hierdie mens. Ek huil saam met hierdie mens of ek is bly saam met hierdie mens. Ek's nie jaloers nie. Ek's ook nie gelukkig wanneer dit sleg gaan met hom. Wanneer hy huil, is dit nie vir my nou, okay, ten minste het iets slegs in hierdie persoon se lewe gebeur nie. Nee. Die liefde van Jesus doen nie dit nie. Dis hierdie geleentheid wat ons kry om lewe te spreek oor mekaar. En hier nou kom die derde kring wat hierdie massiewe potensiaal het. Abraham kyk na sy seun en hy sê vir hom, God sal die offer voorsien. Maar in hierdie derde kring is dit amper asof hy spreek nie eers lewe vir homself uit nie. Hy spreek nie lewe oor sy seun uit nie. Maar hy spreek lewe oor God se plan uit. Hy sê, dit wat in jou is, gaan die mensdom seën. Want Isak is die lyn van Abraham, is die lyn wat die verlosser van die wêreld gaan in die wêreld inbring. Dis juis hier waar Abraham nie deur sy eie oë na sy kind gekyk het nie. Hy het na sy kind gekyk deur God se oë. Hierdie is die belofte wat God waargemaak het. Dis my kind wat my nageslag soveel soos die sterre in die hemelruim gaan maak. Dis my kind wat die wêreld gaan seën. Dis die beloftes wat God oor die nageslag van Abraham gemaak het. Hier staan hy reg voor hom. So hy staan vas in die beloftes wat God reeds gemaak het, al is dit hierdie toets waardeur hy gaan. Al is daar nie huidigelik bewyse dat sy kind dit gaan maak nie. Dis hier waar Filippense 2 vers 14 tot 16 so kosbaar is en voordat ek dit wil lees, is dit hierdie God wat besluit het om ons te gebruik, om ons sy kinders te gebruik om die wêreld so te seën dat dit gaan nie net oor die blydende feit dat hy so genadig is vir ons nie. Dit gaan nie net oor die feit dat hy liefde self is nie. Dit gaan oor die feit dat hy ons wil gebruik sodat ons kan staan in hierdie wêreld voor die vyand en kan sê hoe groot my God is. Het jy al die geleentheid gehad? Ons het al die geleenthede gehad. Ons sit hierso. Die geleentheid om te bely hoe groot en hoe almagtig en hoe goed ons God is. In die middel van omstandighede waar ons nog nie die finale produk sien nie. In Filippense 2 vers 14 tot 16 lees ons, doen alles sonder kla en teenpraat, sodat julle sonder blaam en onskuldig kan wees. Kinders van God, smetteloos, te midde van 'n krom en ontaarde geslag. Julle skyn onder hulle soos sterre in die heelal, deurdat julle vashou aan die woord van die lewe. Dis waar hierdie pappa na sy seun gekyk het en gesien het, God is goed. Al is ek in hierdie toets, al is ek op pad na 'n altaar toe, al is dit die God wat vir my gesê het, offer jou seun vir my. Ek kies om vas te staan in die beloftes wat hy reeds vir my gemaak het. Dit is hoe die toets geplaas word. Dis hoe ons die toetse deurkom. Staan vas in die beloftes van God. En dis in hierdie storie waar ons kan besef God se genade is so onverdiend en God se genade is so groot vir ons dat dit alleenlik deur genade gegee is deur Jesus Christus. En ek weet nie van jou nie, as ek
in die aande opkyk in die sterre en ek besef, Jesus, kyk hoe groot is dit, kyk hoe mooi is dit en soos wat ons nou groei en vorder, sien ons meer en meer van die heelal. Ek weet nie of jy al so verstom gekyk het na 'n prentjie op jou skerm en besef het, Jesus, maar dis mooi. Dis dan maar mooi. Daar's actually 'n Psalm wat dieselfde ding sê. Psalm 8 vers 4 tot 5 wat sê, wanneer ek na die hemelruim kyk, die werk van die vingers, die maan en die sterre wat U gevestig het, wat is 'n mens dan, dat U aan hom dink? 'n Mens se kind, dat U aan hom aandag skenk. Sien in hierdie almagtige skepping wat God gemaak het, of hierdie massiewe skepping, het God gekies om ons die meeste te gebruik, om hom die meeste te verheerlik. Want hy het nie net hierdie genade, of hierdie offer voorsien, vir Abraham, of vir Isak, of vir my, of vir jou nie. Hy het hierdie offer voorsien vir die gemeenskap van die gelowiges, vir die wêreld. En dit is hoe groot hierdie derde kring beweeg. Die hele wêreld ontvang hierdie lewe wat God uitspreek deur Abraham. Wat ons kan kies om uit te spreek. Dis hoe kragtig dit is om lewe te spreek in die naam van Jesus Christus. Die eerste ding wat God doen, sy plan is fantasties. Die eerste ding wat God doen, is hy kom na sy kind toe. Hy spreek lewe in hierdie binnekring in. En hy plaas 'n nuwe lewe in ons. Maar hy gebruik ons om lewe te spreek in ons geliefdes, in die mense naaste aan ons, in hierdie tweede kring. En hy gebruik elke persoon waarin ons lewe gespreek het, om uit te gaan en lewe te spreek. Dis hoe groot hierdie plan is. En as ons besef hoe groot rol ons het in hierdie plan, kan ons begin besef hoe almagtig hierdie Vader is wat ons so lief het. Ek wil weer hierdie vers lees, Spreuke 18 vers 21. En ek wil afsluit met dit. Dood en lewe is in die mag van die tong. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Spreek lewe. Kies geloof wanneer logika net nie meer sin maak nie. Want ons wil so graag ons eie kringetjie groot maak, sonder om iemand in daai kringetjie toe te laat. Ons wil so graag so goed en wel afwees, voordat ons oortuig is, dat ons kan uitbeweeg. Maar dis in hierdie proses, waar ons die goedheid van God kan sien. Dis in hierdie ontvang en gee interaksie. God gee nie sodat jy kan opgaar nie. God gee sodat jy 'n kanaal kan wees. En dis die krag wat God vir ons gegee het in die naam van Jesus. Amen. Ons kan lewe spreek in plaas van dood. So ek vra vanaand, kies lewe. Halleluja en amen. Mag hierdie kosbare woord jou help om vars sout te wees, wat ander blootstel aan die smaak van Jesus se karakter. En mag die Heilige Gees jou herinner aan sy woord, sodat jy voorbereid sal wees vir elke goeie werk.